Hulle sê dis vandag Palmsondag en dit is die dinge wat gebeur het daar met Palmsondag wat ons lees in Matteus 21, ook ander plekke opgeteken. Ons lees die eerste 11 verse in Matteus 21. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur." En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is: "Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier." En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: "Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele." En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: "Wie is hierdie man?" En die skare sê: "Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea." Ek gaan net hier toe lees. Kom ons bid saam. Here, dit is vandag die dag dat ons dan ook terugdink, dit wat vir ons opgeteken is, Palmsondag, die dag toe U Jerusalem toe gekom het, op 'n esel gery het, en daar is uitgeroep Hosanna, daar's blydskap in die harte gewees, 'n verwagting by baie mense gewees. En nou dink ons daaraan, Here, maar ons is ook baie deeglik bewus in hierdie week, ons kyk vorentoe na Vrydag, die dag wat ons noem Goeie Vrydag op hierdie stadium, toe U aaklig aan die kruis gesterf het, die wêreld se sonde gedra het, sodat ons vandag hier kan wees in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Wonderlik is dit, Here, om te weet, die prys is betaal, daar is hoop vir elkeen wat dit ter harte neem, elkeen wat dit glo en sy lewe aan die Here oorgee. Ons bid dan, Here, in hierdie dag ook, dat U oor die wêreld heen die woord van die Here sal seën, waar dit in waarheid verkondig sal word. Ons bid ook, Here, vir ons gemeente. Ons bid vir die name wat hier genoem is nou, mense wat U hulp nodig het. U is die groot geneesheer. Daar's niemand soos U nie. U is die ene wat weet hoe om te raak. Dankie vir dokters, dankie vir medikasie, dankie vir hulpmiddele, maar U is die ene wat dit moet seën, dat dit kan werk. Want as dit nie vir U is nie, sal daar nie hoop wees vir sulke dinge nie. Soveel te meer ook wat ons geestelike lewe betref, vir die genesing, is ons so afhanklik van U. Ons bid dan, Here, dat U dan sal wees ook daar by Carletonville, waar die woord verkondig word, oral by ander plekke ook. En nou, Here, as ons hier by mekaar is, maak ons hart oop vir U woord, dan vra ons, sal U dan ook dit ontseën en ontmoet vir ons elke een, dat nie een sal kan sê agterna, die Here het nie met my gepraat nie, want U weet, ons is besig met die woord van die Here, maar U werk deur die Heilige Gees, en U weet hoe om te oortuig, om vir my te oortuig, en elkeen te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ook om te bevestig in die hart, dit is wel met my siel, as ek weet, dat ek die ewige lewe het. Daarom vra ons dan, Here, verheerlik U in ons midde. U is die ene waaroor dit alles gaan in hierdie dag, en in hierdie week. Amen. Hulle sê dis vandag Palmsondag. Palmsondag het destyds plaasgevind toe die Here Jesus dan op hierdie pakdier Jerusalem ingery het. Vandag gedenk ons dit. Nou wat die week betref van die verrigtinge destyds, Palmsondag is die dag toe Jesus op 'n donkie Jerusalem ingery het. Dit was op 'n Sondag,
Die eerste dag van die week, baie keer, en dink mense, maandag is die eerste dag van die week, is maar oor die kalenders, dit so het, die werksweek begin en die skoolweek begin, maar Sondag is die eerste dag, en dit is hoekom ons elke Sondag, die opstandingsdag van Jesus dan ook by mekaar is. Sabbat was op Saterdag gewees. Nou op Sondag, die eerste dag van daardie week, ry Jesus op 'n donkie Jerusalem binne. Die volgende dag, as mens kyk na die program, Maandag, van die reiniging van die tempel plaas, toe Jesus die geldwisselaars en duiweverkopers uitjaag uit die tempel uit. So net die hooftrekke wat ek so deurgee. En dan Dinsdag, Jesus leer in die tempel. Woensdag begin Judas beplan, hoe gaan hy die Here Jesus verraai. Donderdag gebeur daar heel party dinge nogal. Die instelling van die nagmaal vind plaas by die Pasga wat Jesus dan, die Pasga wat van ons oorgaan aan die nagmaal toe. Jesus was sy disippels se voete op daardie dag. En dan die intense gebed van die Here Jesus daar by Getsemane. En dan waar Jesus gevange geneem word. En dan Vrydag, wat ons nou sê Goeie Vrydag, die erge gebeure wat plaasvind, waar hy dan voor Pontius Pilatus dan verhoor word ook, die kruisiging, sy dood. Saterdag is dit stil. Jesus is in die graf. En dan op die derde dag, daardie Paaszondag, wat dan 'n week later is van die Palmsondag af, die opstanding, hy het opgestaan, die graf is leeg en Jesus verskyn aan sy disippels. Nou ja, vandag dan, Palmsondag, so Vrydag is die groot dag waarna ons kyk ook, wat ons opgewonde is dat Jesus die prys betaal het. Maar vandag praat ons 'n bietjie oor Palmsondag. Ons het nou gelees hierso Matteus 21, vers 1 tot 11. Vers 10 en vers 11 sê, en toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. So na aanleiding hiervan gaan ons vanoggend so 'n bietjie praat oor die koms van die koning Jesus op Palmsondag. Die koms van koning Jesus op Palmsondag. Nou baie geuite woorde wat 'n mens baie keer hoor so onder die Christendom, die koning van die konings, die Here van die Here. Dis waar, hy is die grootste koning wat daar ooit sou wees en wat ooit sal wees. Mense het dan palmtakke geneem, hulle klere op die pad gestrooi, op Palmsondag, die Sondag voor, die Sondag wat dan die Paasfees, die voorpaas, die Paasnaweek, voor Paasfees, die Palmsondag plaasgevind. En dan vandag wat ons nou herdenk Jesus op die donkie. Nou die palmtakke wat uitgestrooi word en die klere wat voor die donkie uitgegooi word en dan roep hulle uit Hosanna. Wat beteken Hosanna? Nou Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Palmsondag het 'n dubbele betekenis die dag. Nou die woord Hosanna is 'n Hebreëse woord wat dan beteken dan ook red ons, help ons uit. Palmsondag, 'n dubbele betekenis wat die dag vir ons dan het, vreugde en erkenning, Jesus word verwelkom dan as die koning. Nou daardie dag dan ook, hier is die koning van die Jode, hulle verwelkom hom, en dis ook 'n vooruitskouing dan na sy lyding, wat voorlê. Enkele dae later word hy verwerp en hy word gekruisig. Palmsondag herinner ons dan om Jesus Christus nie net met ons woorde te eer nie, maar om hom waarlik te volg. As ons vandag Palmsondag vier, dan is dit dat dit ons herinner, Jesus Christus moet waarlik gevolg word. Nie sommer net, ag die koning het gekom nie. Nou as ons kyk na sy koms, ons praat oor die koms van die koning Jesus op Palmsondag, dan kan ons sien sy koms was duidelik vooraf beplan gewees. Matteus 21 vers 4 en vers 5 sê, en dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. So dis geprofeteer vooruit. Vers 5 sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe. In die Ou Testament in Sagaria 9 vers 9 staan daar, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou.
So die Here het in die profeet se hart gewerk, dat hy het vooruit gesien het dan ook, hoe dit sal gebeur, en dit gaan in vervulling dan op Palmsondag. Jesus se intog was nie toevallig nie. Dit is dan volgens die profesie gewees. Selfs die donkie was vooraf voorspel gewees, gereël gewees. God het met ander woorde doelbewus en baie presies gewerk. En dan ook die kruisiging en die opstanding daarna, alles vooraf het God so bepaal hoe dit sou wees, met 'n baie belangrike doel vir ons almal. Nou hierdie kan 'n mens nou vergelyk ook soos met, mens luister na orkes met musiek. Jy hoor die musiek vloei so aangenaam, die verskillende instrumente, maar kyk jy na die dirigent, dan sien jy elke instrument op die regte oomblik begin hy inval met die musiek en die spel. Nou soos dit so gebeur, die een na die dinge, so was God in beheer gewees, op die regte oomblik, die regte ding, tyd gebeur elke ding, soos wat dit beplan is. En Jesus, wat dan van God gestuur is, ons middelaar, al hierdie dinge gebeur presies so. Die Here Jesus het ook vir ons elkeen 'n plan in ons lewe. Ons kan maar net aan hom oorgegewe lewe, want ons kan weet God het 'n plan met alles in die lewe. Die dag toe ek gebore is, u gebore is, elkeen het God 'n plan gehad. Ons het 'n eie wil. Ja, en God het sekere dinge wat hy vir ons gee in die lewe waar ons 'n keuse in het. En daarom dan ook dat die evangelie verkondig word en dat 'n mens op die plek kan kom waar jy besef jou sonde en ellende, jy gee oor aan die Here en die Here doen die werk vir jou. Maar dis nie sommer net dat so van self is, ag ek sal my hemel toe gaan nie. God het vir ons 'n eie wil gegee ook. En so word dit beplan dan ook dat die woord vandag oor die wêreld heen verkondig word ook. Belangrik dan ook, as dit alles vooraf beplan is, dat ons ook sal weet van ons kant af met ons God vertrou, selfs wanneer ons dit nie verstaan nie, wanneer dinge nie gebeur, wanneer dinge gebeur, ons nie alles verstaan wat gebeur nie, moet ons weet, dis nie buite God se beheer nie. God hou die hele skepping in stand, hy het alles gemaak, hierdie groot planeet wat gemaak is, vanoggend het die son hier vir ons opgekom, daar in 'n ander land was dit al reeds op, by ander plekke is dit al donker, besig om op te gaan. God het al hierdie wonderlike dinge gemaak, en hier op hierdie planeet is daar baie dinge aan die gang op die oomblik. Daar's satelliete wat werk, daar's kommunikasie wat werk, terwyl mense mekaar uitroei, en in al hierdie dinge weet God van dit alles. Dis nie God wat dit doen nie, maar dis God wat weet en dinge toelaat in hierdie wêreld wat in die mag van die bose is, as gevolg van die mens wat verkeerd gedoen het, die mens wat teen God gesondig het daar in die tuin van Eden, en so het God sekere dinge vooraf beplan, en het hy ook beplan dat Jesus Christus op Palmsondag daar sou Jerusalem sou ingaan, en dat daar hierdie gebeure sou wees wat oploop na hierdie hoogtepunt toe, waar hy in die kruis sal sterf en die prys betaal. So wat ons eie lewe betref, God weet van ons vanoggend hierso, is nie buite sy beheer nie. Ons moet hom aanvaar op sy terme, ons moet weet in ons lewens wat gebeur. God is bo alles, maar ons het ook gesê, sekere dinge gebeur binne sy toelatende wil, en hy kyk, hoe gaan 'n mens reageer met sekere dinge. En dan sien ons in die tweede plek in verband met hierdie koms van koning Jesus op Palmsondag, Jesus het gekom as 'n nederige koning. Koning van die konings, nederig. Matteus 21 vers 5. Kyk, jou koning kom na jou toe sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Jesus ry op 'n donkie. Nou as daar oorlog gevoer word, dan het hulle op perde gery. Jesus het nie op 'n perd Jerusalem ingekom om oorlog te maak nie. Hy kom op 'n donkie, koninklik, op 'n donkie. Die simbool van die donkie gaan juis oor nederigheid, oor vrede. As dit oorlog is, dan word daar op perde gery. Vrede. In Filippense 2 vers 6 tot vers 8 lees ons, hy wat in die gestalte van God was, aan God gelyk, vers 7 sê, het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword, vers 8, en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Palmsondag, nederig, op 'n donkie kom die Here Jesus in, sê Filippense 2 vir ons,
dienskneg, nederig, homself verneder, gehoorsaam aan God om die prys te gaan betaal, die prys sodat u en ek die ewige lewe kan hê. Hy is 'n koning wat dien, sagmoedig en nederig. Nou wat vooraf gebeur het in verband met die nederigheid van Jesus, kan 'n mens dit sien in hierdie gebeure vooraf, byvoorbeeld Johannes 13 van vers 5 af. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy is hulle Here en hulle meester. Nou lees ons van vers 12 van Johannes 13. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. So hulle dien hulle Here en hulle meester. Vers 14, as ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So Heer en meester, hulle dien hom, die Here Jesus sê, hulle moet ook mekaar dien. Sagmoedig, nederig is ons Here en ons koning, die koning wat op Palmsondag daar ingekom het. Verder sê hy daar in Johannes 13 vers 16, voorwaar, ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy Heer nie. En 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. So wanneer ons met mekaar te doen het, wanneer ons met ander mense te doen het, dan dink ons aan ons Heer en Meester. As ek 'n kind van die Here is, soveel te meer dat ek dan doen wat my Meester die voorbeeld vir my stel. Ek eer hom, die koning van die konings, niemand groter as hy nie. Hy's nederig. En so om hom te dien is om dan ook ons naaste lief te hê, soos ons onsself lief het en ons medemens te dien. Ons as kinders van die Here moet met ander woorde gehoorsaam wees aan ons Meester. Ons diensbaarheid moet ons uitlewe en ons volg op die voetspoor van ons nederige koning Jesus. Op daardie dag toe hy op die donkie ingery kom, nederig Jerusalem toe, is dit 'n pragtige voorbeeld. Mense is opgewonde, hulle strooi, maak die pad daar vol palmtakke en klere en hulle volg hom en hulle roep uit, koning, maar Jesus was nederig geweest. Matteus 11 vers 29 sê die Here Jesus op 'n stadium, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Wanneer ons dit doen, om nederig te wees, nie uit onsself nie, maar omdat ons Jesus dien, met die Heilige Gees wat in ons werk, dat ons samewerking gee wat God wil hê, wanneer Jesus op die troon van ons harte heers, dis dan dat ons rus vind vir ons siele. Die oomblik as iemand besluit, Here, ek gaan U vertrou, om meer sagmoedig, meer nederig te wees, want U, die nederige koning, die grootste koning wat daar is nederig. Dit is die standaard. Jesus het nie gekom om gewild te wees nie, maar om te red. Hy het na die aarde toe om te red, gekom om siele te red, en hy het gekom vir waarvoor hy moes kom. Ons is opgewonde. Eendag sal hy wel deur almal erken word en sal hy gewild wees vir wie hy is. Die derde wat ons sien in verband met die koms van koning Jesus op Palmsondag, die skare was verdeeld gewees. En dan was daar hierdie een groep wat nou opgewonde was ook maar oppervlakkig in hulle opgewondenheid. So die skare was verdeeld en oppervlakkig oor sy koms gewees. Verdeeld, 'n aantal soek saam met die owerpriesters en die fariseërs na Jesus Christus, hy moet gevange geneem word. Andere prys hom en hulle volg hom daar terwyl hy Jerusalem inkom op die donkie. Die oppervlakkigheid, dieselfde skare wat hom prys, draai later teen hom. Verdeeld, Johannes 11 vers 57, en die owerpriesters en fariseërs het ook 'n bevel gegee, dat as iemand wis waar hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle hom gevange kan neem. En wat die ander groep betref, Johannes 12 vers 12 en 13, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus in Jerusalem toe kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep,
Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Hosanna, het hy gesê, is die Hebreëse woord, beteken red tog, verlos ons. Nou die simbool van die palmtakke was dan oorwinning, eer wat daar gegee word. So hulle het nou hierdie verwagting dat Jesus gaan nou kom, hy is hulle koning, maar vir die tydelike lewe, vir die plaaslike lewe, oppervlakkig, die skare roep uit, Hosanna, red ons, die palmtakke, maar hulle oppervlakkigheid lê juist daaraan, hulle verstaan nie mooi waaroor dit gaan nie. Die grootheid verstaan hulle nie. Hulle verstaan nie God se plan nie. Hulle verstaan nie die diepte van hierdie saak nie. Hierdie sending wat Jesus Christus het. Hulle verstaan nie wat se tipe redding hulle nodig het nie. Hulle wil 'n aardse koning hê. 'n Koning wat hulle kan verlos van die Romeinse ryk dalk maar net. Maar Jesus bring 'n hemelse koninkryk. 'n Hemelse koninkryk wat nie net vir hulle sou wees nie, maar vir die hele wêreld sal wees. En dan 1 Korintiërs 15 vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Vir ons ook in hierdie dag wat ons lewe, met ander woorde, moet ons ter harte neem, nie net op Christus hoop vir hierdie lewe nie. Here, hoe gaan ek nou gesond word? Here, hoe gaan ons maak? Here sê, help die oorlog. Die Here stel belang met dit wat binne in die hart aangaan. Hy het gekom vir die mense om die hemelse koninkryk te bring. En hierdie verdeeldheid van die skare, hierdie oppervlakkigheid, kan jy sien dan by die Joodse volk ook, was 'n groot probleem gewees. Die skare het 'n koning gesoek vir hulle planne wat hulle beraam. God het 'n verlosser gestuur vir hulle sonde. God kyk dieper. Ons sê baie keer in die spreekwoord, die ou Afrikaanse spreekwoord, die mens sien voor die kop, maar God sien in die krop. Mense sien dinge raak, ek wens die Here kan hier kom help, maar God kyk dieper. Hy stel belang nie net vir hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Daarom weet God beter. En daarom hierdie verdeeldheid wat die skare daar het, toe hulle nou onder mekaar sou wees, party wil hom gevange neem, ander loof en prys hom, maar dieselfde skare wat hier oploop saam met Jesus op die donkie, draai teen hom. En dan draai hulle teen hom en dan gaan hulle saam, later skree hulle, kruisig hom. Soos disloyale sportondersteuners, as die span goed presteer, dan is ons opgewonde, die span het goed gedoen en ons loof en ons prys hulle. Maar as hulle nou swak doen, dan baie mense, van daardie mense ondersteuners, begin om uit te jou. En dis wat gebeur het met Jesus. Kruisig hom. Selfde mense wat gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid. Hulle het nie die diepte van die saak besef nie. Maar ons wat kan terugkyk, en ons weet van die kruisiging, ons verstaan nou agterna alles waaroor dit gaan, soos die woord van ons dit mooi verduidelik. Ons kan opgewonde wees oor Palmsondag, waar Jesus op pad was om die prys vir ons te gaan betaal. Nou die vraag aan elkeen van ons, wat ons vir onsself maar moet antwoord, is ons geloof afhanklik van omstandighede, of is dit onvoorwaardelik? Dien ek Jesus net wanneer dit gemaklik is vir my? Sal ek hom verloon as dinge so lyk dat dit vir my beter is om te sê, nee, ek ken hom nie? Die skare was vinnig om te juig. Het was stadig om getrou te bly. 'n Voorbeeld wat ons sien in die Nuwe Testament, Paulus byvoorbeeld, sy antwoord as iemand op hierdie stadium besef, ek is nie op standaard nie, ek is soos hierdie skare, ek dien die Here ook net vir dit wat ek in gedagte het. Paulus vervolg die kerk, hy bekeer hom, en dan kom hy op 'n punt later waar hy sê dat vir my is die lewe Christus, die sterwe wins. Hy is bereid om te sterwe vir sy Here Jesus. Is dit dat ons so oorgegee is aan ons Here Jesus Christus? Die skare was verdeeld gewees, maar die wat nou wel gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid, draai ook teen hom. En dan, dit waaroor dit alles gaan, die koms van koning Jesus op Palmsondag, sy koms was die pad na die kruis gewees, die pad na die kruis. Op Palmsondag, 5 dae voor die kruisiging, Lukas 19 vers 41, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Vers 42 tot 44, en het gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat op jou, tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek.
want daar sal dae oor jou kom, sê die Here Jesus, en dan praat hy van dinge wat sal kom vir Jerusalem. Vers 44, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Dalk was dit maar net vir hulle oë gesluit gewees, maar ons het die woord van die Here volledig. Ons kan oplet hierna, en soos die Here Jesus dan op Palmsondag daar ingekom het, as die Here hier vir iemand vanoggend kom as koning, op 'n donkie, nederig, kan ons daarop let, die dinge wat tot ons vrede dien, dat ons kan weet, Jesus het geween oor Jerusalem, oor die gevolge vir Jerusalem, omdat hulle die gunstige tyd wat God hulle besoek het, nie aangeneem het nie. Hulle het dalk nie verstaan nie, maar ons kan verstaan. Hy ry doelbewus na die kruis toe om te gaan sterf. Hy ly omdat hy moet gaan sterf. Hy ween oor Jerusalem, sê die woord van die Here vir ons. Toe hy in die kruis gesterf het, het hy uitgeroep, dit is volbring. Hy het in liefde gaan sterf in die kruis. Aaklig sonde gemaak in ons plek. Jesus ween oor sondaars. Ek het sê, hy het nie gekom om deur die mense as 'n groot spektakel te moes wees nie. Hy het gekom om te red. Hy het gesê, ek het gekom om te soek en te red. Die naam Jesus gaan daaroor, dat hy siele wil red. Doelbewus ry hy na die kruis toe op Palmsondag as die verlosser. Daar in Matteus 20 vers 17 tot 19. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, dis nou voordat hy op die donkie klim, vertel hy nou vir hulle, kyk, ons gaan na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom oorlewer aan die heidene, om hom te bespot, en te gesel, en te kruisig, en op die 3de dag sal hy opstaan. Hy sê dit vir sy disippels voor die tyd. Hy het geweet waarop hy afstuur. Hy het geweet waarom hy op die donkie ry op Palmsondag. Hy het geweet hy ry na sy dood toe. En hy ween. Want hy weet, hulle verstaan nie. Filippense 2 vers 8. En 'n gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Die kruis is nie 'n mislukking gewees nie. Dit was God se plan gewees. Dis nie dat hierdie groot koning het nou misluk, nou gaan sterf in die kruis nie. Hulle het hom uitgejou, kruisig hom. Maar dit is deel van God se plan gewees, sodat u en ek vanoggend ook hierdie wonderlike wete kan hê. Deel van God se plan was dit gewees. Jesus op pad na die kruis toe, waar hy prys sou betaal. Kom ons kyk bietjie in die Ou Testament net na Jesaja 53 weer, die profesie wat daarvan ons opgeteken is. Talle plekke in die Ou Testament waar hierdie dinge voorspel is. Jesaja 53 vers 3, van daar af, hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Dit sê die profeet vooruit, dat die volk van die Here sou hom nie erken vir wie hy is nie. Die vraag is net, as ons hierdie woorde lees, toepaslik op ons eie lewe, kom ons lees verder. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, het sy mond nie oopgemaak nie. Palmsondag is dit vandag. Sal dit nie wonderlik wees as iemand besef, gaan oor meer as net Palmsondag. Die Here het geweet, hy gaan die prys betaal. Nou het hy die prys reeds betaal, as iemand in hierdie dag sy saak met die Here reg maak nie. En Vrydag, as Goeie Vrydag aanbreek, as die Here kan ons kom haal selfs voor die tyd, maar as die Goeie Vrydag aanbreek, en u leef
as ons die lewe hou, dat jy opgewonde sal wees en kan sê, ek het my lewe reggemaak met die Here. Op Palmsondag het ek besef, dat teruggekyk, daardie mense het nie geweet wat hulle doen nie, maar ek het besef, ek het die woord van die Here ter harte geneem. Palmsondag op pad na die kruis, ware oorwinning sou volg. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Elke knie sal buig. Eendag sal elke mens erken, vir meeste van die, wanneer dit te laat is, daar's net een middelaar, en dis Jesus Christus. Ander gelowe het nie die antwoord gehad nie. Die wêreld sien nederlaag op Palmsondag daardie dag. God sien oorwinning. Oorwinning dat Jesus aan die kruis gaan sterwe. En Jesus op pad na die kruis ween daar oor Jerusalem. Hoe dikwels wou ek, sê die Here Jesus, maar julle wou nie. Hoe dikwels wil ek, maar julle wil nie. En so kom die stem van die Here ook na ons toe, deur die werking van die Heilige Gees. Onthou, die Heilige Gees is uitgestort, Nuwe Testamenties. Ons kan beter verstaan, beter oortuig word, en daar word gebid vir die redding van siele, en dan sê die Here, ek wil graag. Ek herinner my jare gelede, ek het amper met die Here deurgegaan toe ek in Staat 8 was, toe die Heymans daar in Windhoek, Wesgemeente, destyds wederkomstdienste gehad, en uitnodiging gaan ek vorentoe, en hy het gedink, ek het verstaan, hy sê vir my, wil jy jou saak met die Here regmaak, of het jy jou saak met die Here reggemaak, want ek gaan nou uit, en ek sien enigste een daardie dag wat uitgaan, elke aand gaan die mense groepe vorentoe, en ek is toe bietjie skaam en bangerig en so, en ek sê nie, ek wil. Hy sê vir my, sê net wat jy vir my gesê het, vir die Here nou, kom ons bid, en ek begin bid, en ek sê, Here, as u wil, en hy sê so mooi vir my, Willie, die Here wil, dis jy wat moet wil, en hy kom agter, ek is nie gereed nie, my moed begewe my. Nou ja, jare lank was dit 'n vals getuie gewees, ek het baie jare later eers by die Here uitgekom, eers baie jare later, so die Here wat roep, op Palmsondag, Jesus kom, ons weet nou waaroor dit gaan, oorwinning kom deur sy offer, hy het homself geoffer. Die Here Jesus sê op 'n stadium daar in Johannes 12 vers 24, die saadkorrel moet eers sterf, en dan bring dit vrug voort. Hy moes gaan sterf, die sonde van almal dra, sodat ons nie hoef te sterf in die ewige lewe, in die ewige dood hê nie, ons kan die ewige lewe nou hê. 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. So ons het vanoggend net na 4 dinge gekyk in verband met Palmsondag, die koms van koning Jesus op Palmsondag. Dit was vooraf beplan gewees. God het geweet, hy gaan op 'n donkie hom laat ry, en dit was 'n nederige koning wat gekom het, nederig op pad na sy dood toe. Die skare was verdeeld gewees, die wat wel aan sy kant was ook maar oppervlakkig gewees in hulle hosannas en loof hom en prys hom vir sy koms. Hulle het maar gehoop vir 'n aardse koninkryk. Sy koms was die pad na die kruis toe gewees. So Palmsondag plaas nou vir elkeen van ons nou voor 'n vraag, want dis vandag wat ons dit nou ook herdenk. Hoe ontvang ek en jy die koning van die konings? Hoe ontvang ons koning Jesus? Is dit tydelik? Is dit emosioneel? Of met oorgawe, gehoorsaamheid? Here, ek hoor u roep my. Ek gee my lewe aan u oor. Ek besef ek is 'n sondaar. Dankie dat u die prys betaal het. Jesus Christus het gekom nie om bewonder te word nie, maar om gevolg te word. So as ek my lewe aan hom oorgee, is dit voluit die pad wat hy wil hê. Moenie die intog van Jesus op die donkie vier nie, volg eerder Jesus Christus. Dan kan ons hom vier. Die eerste dinge kom eerste. Here, ek gee oor aan u, ek gaan u volg waar u my wil lei. Ek volg Jesus, Palmsondag, na die kruis toe. Daar by die kruis ontvang ek die ewige lewe, hierdie dierbare kruis waar Jesus die prys betaal het.
gratis. Kan nie daarvoor betaal nie. Die enigste middelaar, Jesus Christus het die prys betaal. Amen. Here Jesus, dis Palmsondag wat ons gedenk. En nou kyk ons terug na daardie dag. En dis vir ons opgeteken en wonderlik dat ons dit kan verstaan waaroor dit gaan. Maar so baie mense, ook u volk, meerderheid van hulle, is in hierdie oomblik nog verduister wat dit betref. Hulle besef nie dat Jesus die Christus is nie. Hulle wag vir die Messias. Dankie dat u profetiese woord het, ook vir ons opgeteken vir dit wat nog voor lê. En nou vra ek, Here, dat u sal wees met elkeen wat op hierdie oomblik besluit, Here, ek gaan u volg. Vir die res van my lewe. Daar's net een pad en u is die ene waaroor alles gaan. Dankie Here Jesus, u weet hoe om te oortuig, u weet hoe om te red. Amen.